2020 gaan die jaar vir onteiening sonder vergoeding wees en ek dink Suid-Afrika se verantwoordelike burgers moet besef dat ons het 'n groot taak wat vir ons voorlê. Die ANC forceer nou hierdie hele proses deur ad hoc komitees in die parlement aangewys om hierdie ding te hanteer. Hulle het wel een gesprek gehad wat hulle met rolspelers gesprek gevoer het, waaruit daar natuurlik baie kommer was oor die ingesteldheid en benadering van hierdie rolspelers wat in die parlement sit. Ons sit natuurlik met 'n parlement wat sy werksaamhede gestaak het met die vorige verkiesing wat ons nou vroeër vanjaar gehad het. En dit het beteken dat daar onmiddellik 'n nuwe proses aan die gang gesit was. In die vorige proses, waar het dit gegaan oor of artikel 25 gewysig moet word. Die parlement, hierdie nuwe parlement, het nou 'n besluit geneem, ja, dit moet gebeur, en daarom gaan dit op die oomblik eintlik ook net oor die hoe. En dit maak dit baie gecompliseerd. Ons moet besef dat al die vorige kommentare en insette wat gegee was met die openbare verhore, sowel as die openbare deelname en die insette wat gegee was, is nou irrelevant gemaak. Dit het die parlement se ad hoc komitee dan ook vir ons so gesê in die gesprekke wat met hulle gevoer was. So ons moet besef dat hierdie is 'n totaal nuwe proses. Hulle wil dit deurforceer en dit gaan vir hulle net oor die hoe. En daarom moet ons baie dinamies nou hierdie ding gaan stuit. Dit kan nie werk nie. Op die 10de Desember is dat dan natuurlik ook 3 konsepwetgewings uitgevaardig wat dan vir openbare bespreking en insette tot 31 Januarie beskikbaar gestel is. Die LESA is regsmense is besig om na hierdie sake te kyk en uit die aard van die saak sal ons beswaar maak indien dit nie in beste belang van Suid-Afrika is nie, wat ons nou reeds weet die geval gaan wees. Maar nou het hulle die ding so geloods dat ons teen 31 Januarie finaal terugvoer moet gee en dan vir hierdie voorgestelde wysigings. Die kommer wat PLS Suid-Afrika het, is dat wanneer hierdie grondwetlike wysiging geïmplementeer word, sal jy voortaan met doodgewone wetgewing hierdie ding kan reguleer en dan 'n gewone meerderheid nodig, nie meer 'n 2/3 nie. Dit is krities belangrik dat Suid-Afrika nou opstaan en vir hierdie hele proses sê nee. Ons kan nie die beginsel van privaat besitreg breek deur toe te laat dat die staat in die grondwet inskryf ons mag burgers se bates vat sonder om daarvoor te betaal nie. PLS Suid-Afrika versoek dus vir elkeen in hierdie land om jou hand op te steek. Raak betrokke, raak deel van 'n organisasie waarin jy vertroue het en kom gooi jou gewig in. Ons is deel van die ad hoc groep vir die beskerming van privaat besitreg wat reeds sedert 2008 al baie werk in die verband gedoen het. En ons gaan natuurlik weer daar hande saamvat met 'n verskeidenheid van organisasies om seker te maak dat ons nie hierdie proses sy verloop sal laat kan neem nie. Daarom sê ons Suid-Afrika, benut hierdie geleentheid, raak betrokke, steek jou hand op en sê ek maak ernstig beswaar en doen dit deur middel van organisasies. Hier sal noodwendig litigasie en baie gesprekvoering plaasvind vorentoe, alvorens ons sal toelaat dat hierdie ding deurgeforceer word. Die prys vir ons land gaan te duur wees. Daarom hierdie pleidooi, raak asseblief betrokke.